Hartlik welkom terug en ek groet u weer in Jesus se lieflike naam en dan is ons uit die aard van die saak nou by die volgende videoetjie. Nou ja, as die Here wil gaan ons die volgende 15 minute weer spandeer in E.B. Elliott se kommentaar Horae Apocalyptae volume 1. Nog is ons by die voorwoord. Kom ons maak ons harte stil. Ewige God en hemelse Vader, al die lof en die eer kom u toe in die naam van Jesus Christus, u Seun, en ons sê vir u dankie op hierdie lieflike Hemelvaartsdag, dat Jesus vir ons intree, dat hy ons voorspraak is, en dat dit vir ons die ewige lewe gee. Here, gee vir ons genade, dat ons asseblief dit altyd in ons hart vashou, en soos wat ons deur hierdie kommentaar gaan, die waarhede wat u aan u godsman geopenbaar het, laat dit in ons harte vassteek. In Jesus naam vra ons. Amen. Nou ja, laas was hy besig om vir ons te vertel van die neiging van sy tyd en dag se kerkmense om weg te beweeg van die vaste waarhede wat geopenbaar was tydens die reformatie, die hervorming aan Martin Luther. Ons sal later in die toekoms verseker by daai fynere besonderhede uitkom, maar daai gebeure was nie net die 95 stellings wat in die deur vasgeslaan is nie, maar daar was ook die gedagte dat uit die profetiese geskrifte het die manne ontdek wie waarlik die antichrist is. Die Here het dit openbaar en daai waarhede het hulle vir hulle jong mense geleer, maar daar was 'n neiging gewees om van dit af weg te beweeg. En dit was E.B. Elliott se motivering om weer in te gaan en te hersien, om weer te gaan te kyk, is hy seker hy's reg wanneer hy deur sy werk gaan, of dit regtig God se hart is wat hy geopenbaar het in die skrif en of hy dit reg oorgedraai het. Maar goed, nou gaan hy aan en hy sê, even yet more does the importance of the work strike me at the present time, when infidelity, dit is ongeloof, has become notoriously prevalent. Aan die woorde, jy kan dit nie mis nie. Ongeloof het so duidelik geword among our educated men. So ja, daar was 'n verskriklike ding wat in sy tyd plaasgevind het, selfs die geleerde manne, die geleerde manne het ongelowig begin raak in sekere aspekte en dit was duidelik. And even from ordained ministers in our own church, a voice has been raised somewhat pretentiously with questionings of the truth of Christianity as a religion supernaturally revealed from heaven. Wow! So in sy tyd het manne wat predikante geword het, bedienaars van die woord geword het in die kerk, hulle stemme verhef en gesê, maar wag 'n bietjie, is Christendom nou werklik? Is die waarheid, the truth of Christianity, as a religion supernaturally revealed from heaven? Is dit waarlik uit die hemel geopenbaar? Is dit waarlik die waarheid? Is dit waarlik so? In elk geval, and denial of all supernatural inspiration of the Christian scriptures. So dit het neergekom op die feit dat hulle ontken, of hulle het ontken, sommiges van hulle, dat die Christelike geskrifte, soos wat hulle dit al reeds gehad het, nie geïnspireer was nie, nie van bo geïnspireer was nie. So hier was hierdie infidelity, sê hy, waar die mense net eenvoudig, die geleerdes en die kerkministers net gesê het, maar wag 'n bietjie, is die skrifte werklik geïnspireer? En weer vind ons onsself hierso met 'n nommertjie 1. Kom ons gaan kyk gou wat is sy kommentaar. Hy sê, not, I think, without premonitory warning, in this very prophecy that there would be a remarkable outgoing about the present time of the spirit of heathen-like infidelity, as well as of other spirits of deception. En dan sê hy nou maar net, dat in Apocalypse, as ek nou die Romeinse getalletjie mooi lees daar, dan sal dit wees 16, 10 plus 5 plus 1 is 16, vers 13 en 14, and my comments on the passage in volume 3, so dit is sy Horae Apocalyptae volume 3, bladsy 496 tot 502 en 618 tot 63.
Nou, hierdie groot woordjie premonitory beteken maar net vooraf, voorspelde. Hy sê hierdie dinge, hy sê hierdie infidelity, hierdie ongeloof van geleerde manne, van ministers, wat sê die skrifte is eintlik dalk nie die waarheid nie, wat dit bevraagteken, was alreeds voorspel. Daar was 'n voorspelde waarskuwing in profesie dat dit sal so wees. So hy sê hierdie infidelity van sy tyd en dag is actually iets wat in die profesie voorspel is, en hy hanteer dit baie duidelik daar, en Openbaring 16 vers 13 praat so bietjie daarvan. En ons sal verseker as die Here wil en ons leef nog en uit nie intussen ons kom haal nie by daai bladsye uitkom. For supposing the evidence in proof of the fulfillment of the apocalyptic prophecy in the history of Christendom since St. John's time to be satisfactory and irrefragable, we have herein a proof similarly, irrefragable not only of the possibility but of the fact of the divine supernatural inspiration of one book at least of Holy Scripture. So hy sê, kom ons veronderstel, want hy maak nog nie hier die argument dat dit is so nie, alhoewel hy verseker oortuig is, maar hy sê, in die lig van hierdie ongelowigheid wat nou in sy tyd en dag plaasvind, hy sê, kom ons veronderstel dat die bewyse wat hy nou reeds in hierdie volumes na vore gebring het, 20 jaar terug al, kan jy het glo, wel in die span van 20 jaar, kom ons sê dit eerder so om veilig te wees, kom ons veronderstel die bewyse wat hy na die tafel toegebring het, dat die voorspellings van Openbaring alreeds bewys is as dat dit in die geskiedenis vervul is, nie alles nie, dis nie wat ek sê nie, maar dat daai voorspellings alreeds in vervulling begin tree het, vanaf Johannes se tyd, en dat dit bevredigend is. Kom ons veronderstel dis bevredigende bewyse, kom ons veronderstel dat dit is onafgebroke, daar is nie fout daarmee nie. Hy sê, dan het ons alreeds net in hierdie paar volumes wat die bewyse op die tafel bring, dat daar bewyse is, nie net van die moontlikheid nie, maar verseker van die feit, dat die skrif van God geïnspireer is, ten minste van een boek. En raai wat? Een van die belangrikste boeke, wat baie mense sê, ons kan dit nie verstaan nie, ons moet dit nie hanteer nie, en sovoorts. Kom hierdie man deur die genade werking van die Heilige Gees, en gee bewyse, nie net dat Openbaring akkuraat en waar is nie, maar ook dat die hele Bybel dan akkuraat en waar is. Nou gaan hy voort. A fact annihilative of the skeptic's doctrine as to the impossibility in the nature of things of such inspiration. So, daar was baie skeptisisme gewees, en hulle het dit selfs 'n lering gemaak, hoor daar. Hulle het mense geleer en sê, nee, die skrifte kan nie waar wees nie, die skrifte kan nie geïnspireer wees nie, bla bla bla. Hy sê, daai lering word heeltemal vernietig. Ek hou van sy woordkeuse. Annihilative, vernietigend van daai doktrine. Dit moet nie eers ooit weer gesien word nie. Dit moet soos mis voor die son verdwyn in die lig van die feite. In elk geval, hy gaan voort, and rendering more than probable, a priori, the idea of divine supernatural inspiration in other of its prophetic books also. So ja, die feit dat Openbaring deur hierdie werke van E.B. Elliott net weer eens bevestig word as die waarheid, as geïnspireer deur God, gee vir almal 'n vooropgestelde gedagte, of gee vir almal 'n vooraf idee en werk, dat die res van die profesie van die skrif, die res van die Bybel, moet dan waar wees. I said, supposing, met ander woorde, veronderstel, so hy is nog nie besig om te argumenteer hierso nie, hy is nog net besig om te sê, veronderstel, I said, supposing the evidence in proof of the historical fulfillment of the prophecy to be satisfactory and irrefragable, and here of course arises the grand question
for solution between myself and the skeptics, who deny the fact of any really predictive prophecy of the future in the Christian scriptures. So wat hy besig is om te doen hierso, is hy eenvoudig net besig om die onderwerp nou op die tafel te sit van die skeptics en hoe 'n mens te werk sal gaan om te bewys dat 'n profesie in werklikheid in vervulling getree het en in werklikheid geïnspireer is. En hy sê veronderstel dit is so, en die oomblik wanneer hy sê veronderstel, dan hy sê dan kom die groot vraag. Hy sê the grand question, die groot vraag for solution between myself and the skeptics. In ander woorde, onthou hy is nou 'n kind van die Here, so dis tussen God, tussen Christus en die manne wat nie wil glo nie. Maar in elk geval, hy gaan voort. And I am perfectly willing to accept the criteria, soos wat ek nou gesê het, laid down by one who has argued out the plea for infidelity with as much ability and as elaborately and temperately also as any other of our modern skeptics. So nou noem hy een van die moderne skeptisistiese manne van sy tyd, en dit is Mr. Greg. So, hy sê, daar is kriteria betrokke by hierdie skeptiese manne, en hulle wil hê hierdie kriteria moet aan voldoen word, voordat hulle sal aanvaar dat 'n profesie, voordat hulle sal glo, in ander woorde infidelity val dan weg, sodat voordat hulle sal glo, dat daar is iets soos geïnspireerde skrifte. Kom ons lees. I mean, Mr. Greg, in his Creed of Christendom, at the beginning of his 4th chapter on the prophecies, onthou, dis nou 'n skeptic wat skryf oor prophecies, he thus expresses himself in order to establish the claim of any anticipatory statement, promise or denunciation to the rank and title of a prophecy. 4 points must be ascertained with precision. So hier kom die kriteria nou in wat hy van gepraat het. Hy sal dit, EBA dit sê, hy sal hierdie kriteria wat hierdie man nou op die tafel bring, met graagte aanvaar. Hy het nie 'n probleem daarmee nie. En wat sê die man? Hy sê, voordat enigiets in werklikheid beskou kan word as 'n profesie, moet dit voldoen aan die volgende 4 punte. Naamlik, dis wat vis beteken daar, vispunt. Hy sê naamlik, first, what the event was to which the alleged prediction was intended to refer. So, hier kom sy skepticisme in. Hy sê alleged, maar in elk geval. Secondly, that the prediction was uttered in specific, hierso is belangrike punte, not vague language, before the event. Thirdly, that the event took place specifically, not loosely, as predicted. And fourthly, that it could only have been foreseen by human sagacity. That it could not have been foreseen by human sagacity. Nou, sagacity is skerpheid. Met ander woorde, die slimheid en die skerpheid van die mens, dis nog 'n eienskap. Dit moet onmoontlik wees vir die slimheid van die mens om dit vooruit te kan sien en bepaal en bewerk. Goed, now as regards the 2 conditions first laid out, so dis die eerste 2, namely as to the subject predicted and the time of the prediction as unquestionably preceding it, their fulfillment in the case before us is obvious. So hy sê, daar's nie veel om te sê of te skryf regtig oor die eerste 2 nie, want die bewys is al reeds daar en dit is voor die hand liggend dat daai eerste 2 kenmerke eintlik al reeds aan voldoen is. For the things figured in the apocalyptic prophecy were declared to be the things that were to happen
the grand and most characteristic events evidently, whether in the world or in the church, from after the time of St. John seeing the vision in Patmos, and this continuously as appeared from subsequent express statements in the apocalyptic book, down even to the consummation. So hy sê, die onderwerp is baie duidelik gestel. Daar's geen onduidelikheid van toekomstige gebeure rondom die wêreld en die kerk wat opgesluit is in Openbaring nie. Moreover, as regards to Mr. G's fourth condition, its fulfillment in the case before us is equally obvious. For what merely human sagacity could have seen into the events of that prolonged and in part far distant futurity, en hoor mooi wat hy sê, in part, want nie alles was so ver weg in die toekoms vanaf die apocalyps gegee was nie. Hy sê dis vervul. Menslike skerpheid kan dit om enige mens met 'n gesonde verstand wat die goed lees en sien, wat die volumes lees en die Openbaring lees en na die geskiedenis kyk en sê, wow, okay. Enige ou kan kyk en sê, maar mense kan nie dit namaak nie. Hy sê dis vervul, die 4de eienskap is vervul. So alreeds 3 uit die 4 kriteria is vervul volgens hierdie skeptiese standaard wat daar geskep is. The only question remaining is whether the predictions were specific. So nou kom Eliot en hy sê, hierso is dalk nou 'n area waar daar vrae kan ontstaan. If the predictions of Revelation were specific, not vague, okay, and the asserted fulfillment similarly specific and definite also. Nor have I a doubt as to the true answer being here as before, distinctly in the affirmative. So hy sê, alhoewel daar vrae kan ontstaan rondom of die voorspelling spesifiek en nie vaag was nie, en alhoewel daar vrae kan wees of dit spesifiek en definitief in vervulling gekom het, is hy oortuig. Hy is verseker oortuig dat dit is vervul. In fact, my own investigations were from the first conducted, and my interpretation concluded on with the self-same views that Mr. Gregg has expressed as to the definite and specific character which, in regard of this scripture prophetic book at least, we might reasonably expect to attach to both prediction and fulfillment.